Baie welkom vanoggend en ons is vanoggend in die tweede gedeelte wat ons praat oor leef ons in die laaste dae. En wat die Bybel vir ons leer is dat in die laaste dae is daar 3 goed wat gaan gebeur. Die eerste ding is dat Jesus sê mense sal koud raak teenoor ander. Dat die waarheid verdraai sal word, dit lees ons in 1 Timoteus. En ook dat geloof getoets gaan word. Of dit wat jy glo, jy regtig waar daarvan oortuig is. So die vraag wat ons vra is, want verlede week het ons gesê dat daar is sekere goed wat ons gaan doen om gereed te maak vir die koms van Jesus Christus. Kan julle onthou wat het ons gesê? Ons gaan come on, dis 'n week terug. Ons gaan draai, ons gaan dien, en ons gaan wag, né? Maar ons wag nie soos mense wat blikkies kos en toiletpapier bymekaar maak nie. Ons wag aktief om mense te kan inspireer, om vir mense te kan vertel van wie Jesus Christus is en wat hy doen in ons lewens. En dit gaan oor hierdie vraag van hoe leef ons vandag met 'n dringendheid en 'n afwagting op die koms van Jesus Christus. Want wat ons verlede week gesien het is dat soos wat daardie mense in Tessalonika gewag het op die koms van Jesus Christus, leer die Bybel vir ons dat van die dag wat Jesus opgevaar het en wat hy sy gees vir ons gegee het, van daardie dag af leef ons eintlik in die laaste dae. En daar is mense wat sê ja, ons moet met 'n dringendheid leef want ons moet weet dat Christus enige oomblik kan terugkom. En dan is daar ouens wat sê, man, ouma het ook gesê dat Jesus kom. En ons is hier nog steeds, so ons het nog tyd. So wie dink ons het nog tyd? Ek bly niemand dink so nie. Ons moet leef met 'n afwagting en 'n verwagting dat Christus kan terugkom. So die vraag wat ons vir ons moet afvra is, hoe leef ons? Leef ons in paniek? Leef ons in vrees oor wat mag kom? Of het jy nou maar vanoggend besluit of dalk van verlede week af besluit, weet jy wat, aangesien ons nou in die laaste dae leef, gaan ons nou daardie beleggingkie losmaak en ons gaan op 'n boottrip en ek gaan die beste kos eet want dankie tog wanneer die wegraping plaasvind, kry ons almal nuwe lywe, so dan kan van al hierdie kalorieë gaan ons ontslaa raak. Alright. So hoe leef ons? En dan kom Paulus, dan kom sê hy vir ons maar ons moet besef dat ons as Christene en as kinders van God leef nie in vrees nie en ons is ook nie onverantwoordelik nie. Ons verwag die koms van Jesus Christus en om daardie rede leef ons in afwagting en ons leef in gehoorsaamheid en ons leef in 'n verwagting dat Jesus Christus weer sal terugkom. En dit beteken dat elke keuse wat jy maak in jou lewe is belangrik. Elke gesprek wat jy het met iemand maak saak. Elke besluit wat jy neem het 'n impak op jou lewe. Ons het verlede week gesê dat die liefde van God vestig ons sekerheid dat ons deel is van sy koninkryk. Maar ons het ook gesê dat God gee nie net vir ons sy liefde nie. Hy gee ook vir ons sy krag om te kan doen wat ons veronderstel is om te doen. So die liefde van God verseker ons dat ons gered is en die krag van God stel ons in staat om te kan doen dit wat hy wil hê ons moet doen. En daarom is die vraag wat ons vanoggend gaan antwoord is, hoe leef ek en jy met die verwagting dat Jesus Christus sal kom? Kom ons bid saam. Here, ons dankie vir u goedheid en vir u liefde. Ons dankie Here dat ons 'n sekerheid kan hê dat wanneer ons geloof plaas in Jesus Christus, wanneer ons met ons hart glo dat u hom uit die dood uit opgewek het en wanneer ons met ons mond bely dat hy u seun is, dat ons gered sal wees en dat ons deel is van die koninkryk. En dankie Here dat ons ook kan weet dat al besef ons leef in die laaste dae, dat ons nie leef met paniek en vrees nie, maar met 'n oortuiging dat u kom om u kerk te kom haal. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, dat ons ook vanoggend, wanneer ons hier by mekaar is, sal besef hoe ons moet leef om kinders van u te kan wees
en 'n verskil te kan maak in hierdie wêreld. Ek bid dit in die naam van Jesus ons Here. Amen. So net so 'n bietjie vir die van wat dalk nou nie verlede weekie was nie, so 'n bietjie van die konteks is dat wanneer Paulus hierdie brief aan die gemeente in Tessalonika skryf, jy kan dit gaan lees in Handelinge hoofstuk 17, dit was deel van sy tweede sendingsreis, dit was omtrent so 51-52 na Christus, en hy was vir 3 Sondae, was hy daar. En hy het gepraat met hierdie mense, en hy het hulle vertel van Christus, en hulle het tot bekering gekom, daar was Jode wat tot bekering gekom het, en daar was Grieke wat tot bekering gekom het. En dan was daar Jode in hierdie dorp wat gesê het, maar Paulus doen al hierdie goed net vir sy eie gewin, hy wil belangrik wees, hierdie hele ding van Jesus is nie die waarheid nie, hulle wil hom uit die dorp uit wegjaag, en dan, as hy nou weg is, dan begin hierdie mense nou vra, oor wanneer gaan Jesus Christus terugkom. En dan skryf Paulus aan hulle, hy skryf aan hulle hierdie brief, om vir hulle te sê, dat hulle moet weet, dat God hulle lief het. En hy kom sê vir julle as gemeente, dat God julle lief het. Dat julle moet weet, dat julle is nie hier per ongeluk nie, dat julle is hier, omdat julle glo dat Jesus Christus die Here is, en dat dit die waarheid is. So hy wil bevestig by hierdie mense, om te kom sê, maar weet jy wat, glo wat ek vir julle sê, weet dat dit is die waarheid. Maar hier is die manier, hoe julle gaan leef, hoe ons as gemeente gaan leef, met die afwagting om te weet dat Jesus Christus kom. Hier is hoe ons gaan optree. En dan kom sê hy vir ons, wat ons gaan doen is, die eerste ding wat ons gaan doen is, ons gaan praat met vrymoedigheid. Ons gaan opreg lewe, ons gaan innig lief hê, en ons gaan getrou volhard. Dit is wat ons gaan doen. Ons gaan vrymoedig praat, ons gaan opreg leef, ons gaan innig lief hê, en ons gaan getrou volhard. Dan skryf hy in 1 Tessalonisense 2 vers 1, dan sê hy, julle weet tog self, broers, dat ons koms na julle toe nie op 'n mislukking uitgeloop het nie. Inteendeel, al is ons kort tevore in Filippi beledig en mishandel, soos julle weet, het ons God ons die moed gegee om sy evangelie aan julle te verkondig, ondanks felle teenkanting. So wanneer Paulus na hierdie gemeente toe kom, mens dink baie keer, jy weet, as jy nou 'n dominee nooi, dan wat nou hier kom preek, nie? Ek weet nie waar die vorige dominee gebly nie, die beste gastehuis, maak seker daar's warm water, nie Rikoffie nie, Crema, Nescafé, alles moet net die beste wees, want hy moet uitgerus wees, sodat hy net sy beste kan gee. En dan kom sê Paulus vir hulle, hy sê, op pad hiernatoe, moes ons eers in Filippi gestop het, en dit lees jy in Handelinge hoofstuk 16, daar is hulle mishandel, hulle het honger gelei, hulle is met eisters geslaan, hulle is beledig. Dit is die manier, hoe hulle in hierdie kerk aangekom het. En dan sê hy, maar die rede hoekom ons na julle toe gekom het, is dat ons wil die boodskap van God en van Jesus Christus aan julle kom verkondig. Maak nie saak wat gebeur het met ons nie. Ons wil vir julle kom sê wat Christus vir ons gedoen het. Ons is hier om vir julle die goeie nuus te bring, maar ons weet dat wanneer ons dit doen, is daar felle teenkanting. Daar is teenkanting teen die boodskap van Christus. As hy daar praat van sterk oppositie, dit is nie dat iemand jou gegrade ticket op WhatsApp nie. Of dalk iemand het 'n oog gerol omdat jy bid vir die kos. Dis nie felle teenkanting nie. Felle teenkanting beteken dit is bende geweld wat teen hulle gekom het, om te verhoed dat hulle die evangelie van Jesus Christus vir hierdie mense moet bring. En dan sê Paulus, die enigste rede hoekom ons dit gedoen het, is want dit is God wat ons die krag gee. Hy is die een wat ons oortuig, dat dit is die regte ding wat ons doen. Wanneer ons die evangelie vir mense verkondig, dan doen ons dit nie uit ons eie krag uit nie, ons doen dit uit God se krag uit. Wanneer ons
die evangelie met mense deel, dan deel ons dit nie uit ons eie wysheid uit nie. Ons kry dit uit die wysheid van God uit. Ons praat nie ons eie waarheid nie. Ons praat die waarheid wat die woord van God vir ons sê. Ons praat dit waarvan ons oortuig is. Dat ons ten spyte van alles wat rondom ons gebeur, dat ons nie sal terugdeins om die woord van God vir mense te bring nie. En julle weet waarvan ek praat. Daar sal van julle sal weet waarvan ek praat. Want iemand bel jou en sê, weet jy wat, ek het 'n krisis. Iemand is dood in my familie. Kom asseblief na my toe. En op pad soontoe dan dink jy, Here, wat gaan ek vir hierdie mense sê? Wat gaan ek vir hierdie ouens sê? Of iemand bel jou en sê ek het 'n afhanklikheidsprobleem. Wat gaan ek vir hierdie mense sê? En dit is asof wanneer jy voor hierdie persoon sit, dat daar woorde uit jou mond uitkom wat jy nie weet waar dit vandaan kom nie. Dat ek voor iemand kan sit en daar vind 'n gesprek plaas, maar ek het myself voorberei, okay, dis wat ek gaan sê, dis wat ek gaan doen, en alles werk anders uit. Want wanneer jy geconnect is met God, en wanneer jy geconnect is met die Heilige Gees, kom daar woorde uit jou mond uit wat jy nie weet waar dit vandaan kom nie. Want hy is die een wat dit vir ons gee, maar hy vra van ons dat ons die vrymoedigheid sal hê om dit te kan doen. Dat ons met vrymoedigheid met mense sal kan praat, dat ons nie hier is om aanvaar te word nie. Dat ons nie hier is net om altyd gewild te wees nie. Want dit is wat dit beteken. Om vrymoedigheid te hê beteken nie jy is nie meer bang nie. Maar dit beteken dat jou oortuiging groter is as jou vrees. Dat jy oortuig is van die waarheid, dat jy oortuig is dat Jesus Christus die verlosser is, dat jy oortuig is dat Jesus Christus mense se lewens kan verander. En dit is die waarheid. Ek het al gesien dat mense se lewens verander as gevolg van een naam, en dit is Jesus Christus. Hulle lewens verander. Maar dit vra van ons dat ons vrymoedig sal wees om te praat en oortuig te wees van wie ons is, dat ons nie sal bang wees vir die gevolge daarvan nie. Dat ons vrymoedigheid sal neem. Die tweede ene is dat ons opreg sal leef. Vers 4 tot 6 sê, God het ons gekeer en die evangelie aan ons toevertrou en so verkondig ons dit ook. Ons wil nie die guns van mense probeer wen nie, maar doen wat God verwag. Hy wat ons diepste gedagtes toets. Met vleitaal het ons nooit opgehou nie. Ons het nie daarna gestreef dat mense ons sou eer nie, of dit nou julle is of anders. Vra vir Leroy, dit is lekker as die mense vir jou sê, jy het mooi gepreek. Nee? Dis die waarheid. Maar weet jy wat's lekkerder? Wat lekkerder is as iemand vir jou sê, dit wat jy gesê het my lewe verander. Dit wat God deur jou gesê het my lewe verander. Dit beteken baie meer. Maar ons sal die prys vat, hoor? Moenie worry nie. Gooi dit maar. Dit laat ons baie beter voel oor onsself. Maar wanneer ons met mense deel, dat ons sal weet dat ons dit in opregtheid sal doen. Die grootste gevaar wat kan wees vir jou geloof, is dat jy leef vir die goedkeuring van mense. Dat jy verwag dat mense, vir jou sal sê hoe goed jy is, in plaas daarvan dat ons sal leef tot eer van God. Dat ons eerder leef om te hoor wat ander mense van ons sê. Ek het bietjie FOMO. So as ek by 'n troue is, daar's altyd hierdie een tafel. Julle ken daai tafel. Dis die ouens wat 11:00 die aand met sy das om sy kop dans. Hulle raas die meeste. Dis verskriklik. Ek wil by daai tafel sit, maar om een of ander rede land ek altyd by die ander besadigde tafels.
Want ons soek die goedkeuring van mense. Ons wil nie uitgesluit voel nie. Wanneer ons die evangelie van Christus verkondig, dan kom sê Paulus vir ons, die grootste gevaar hiervan is dat jy eerder leef vir die goedkeuring van mense as wat jy leef vir die goedkeuring van God. Daar gaan altyd oppositie wees. Daar gaan altyd mense wees wat van jou gaan verskil. Want hoe meer jy opstaan vir Christus, hoe meer jy die evangelie van Christus wil verdeel met mense, hoe groter is die oppositie wat jy gaan kry. Dit moet jy verstaan. Hoe meer jy gaan vertel, hoe meer gaan die vyand probeer om jou daarvan te weerhou. Dat ons nie moet leef vir die goedkeuring van mense nie, maar dat ons leef vir die goedkeuring van God. Ons kan nie alle mense tevrede stel nie, het jy al probeer. Dit is onmoontlik. Maar jy kan God tevrede stel, wat jou alles gegee het, wat jou sy kind noem, wat jou gered het en jou nuut gemaak het. Ons kan hom tevrede stel. Die derde ding wat ons gaan doen is dat ons innig gaan lief hê. Vers 7 tot 8 sê, soos 'n ma wat haar kinders vertroetel, so geheg is ons aan julle, dat ons nie net die evangelie van God aan julle gegee het nie, maar ook ons lewe vir julle sou wou gee, want ons het julle innig lief gekry. Die wêreld daar buite sluit mense uit. Is enige iemand welkom in hierdie gemeente? Anyone? Nee? Ons is 'n gemeente wat sê, weet jy wat? Maak nie saak waar jy is nie. Maak nie saak wat jy beleef in jou lewe nie. Maak nie saak wat se taal jy praat nie. Maak nie saak in wat se huis jy bly nie. Jy is welkom hier. Die deure is oop. Ek nie nou nie want dit is koud, maar jy weet wat ek bedoel. Jy is welkom hier. Maar ons gaan die waarheid praat. Ons gaan sê wat die skrif sê. Ons gaan bly by die evangelie van God. Ons gaan nie, enigiemand is welkom, maar ons gaan nie die evangelie verwater om jou gemaklik te laat voel nie. Ons gaan die evangelie vir jou deel en God sal dan verder met jou deel. Ek het eendag gehoor, toe sê iemand, maar as ek nou tot bekering kom, moet ek nou ophou om dagga te rook. En toe sê die persoon, nee, kom jy net. Sy sê, maar beteken dit hy sê, ja, kom jy net, die Here sal jou uitsort op 'n stadium. Hy sal met jou werk. Ons verantwoordelikheid is om die evangelie vir mense te bedien. Dit is God wat laat opkom. Dit is God wat laat groei. Dit is God wat mense se lewens verander. Ek of Leroy of enige iemand hier, ons kan niemand se lewe verander nie. Al wat ons kan doen is om die evangelie vir mense te verkondig. En God is die een wat mense se lewens verander. So dit is nie ons verantwoordelikheid nie, maar ons verantwoordelikheid is dat ons die mense wat God in ons lewens bring, dat ons daardie mense sal lief hê met opregtheid. Dat as jy scroll op Facebook en jy sien iemand gaan deur 'n moeilike tyd, dan sit jy 'n bid emoji daarop want jy is darm 'n Christen. Sodat hulle kan sien jy's 'n Christen. Maar los my uit. Bly jy op jou plek en ek bly op my plek. En dan kom sê die woord van God vir ons, as die tyd so min is, hoekom leef ons met so 'n houding dat ons nie in ander mense se lewens belangstel nie? Ek sê nou nie, druk jou neus in almal se sake nie, maar gee om. Gee om vir mense. Wees genuine lief vir mense. Dat mense Christus in ons lewe kan sien. Hy sê hier daarso, hy vergelyk dit met 'n ma wat haar kind vertroetel. 'n Ma gee nie net vir die babietjie kos nie. Sy gee haar liggaam, sy gee haar tyd, sy gee haar hart, sy gee alles, sy belê in daardie kind. Ons wil hê dat mense Christus moet ken, maar ons vat nie die tyd om te belê in verhoudings met mense nie. In plaas daarvan wil ons eerder eenkant wees.
Maar wanneer Jesus sê dat in die laaste dae mense kouer sal word, dan sê ons nie hier nie. Hier sal ons warmer word, hier sal ons mense verwelkom, hier sal ons mense opreg lief hê, ons sal die waarheid praat. Ons sal vrymoedigheid hê om met mense te kan praat, ons sal opreg leef, ons sal mense innig lief hê, en dan sê hy die laaste ding wat ons gaan doen is, ons gaan getrou volhard. Hoofstuk 3 vers 7 tot 8, daarom broers het ons in al ons nood en swaar kry weer moed geskep vir julle, omdat julle nog glo. Omdat julle vas staan in die Here, leef ons nou weer werklik. Jou geloof inspireer ons. Ons geloof inspireer ander gelowiges. Dat ons in opregtheid sal leef, dat ons getrou sal volhard. Dat ons die evangelie sal verkondig, tydig en ontydig. Dat ons sal weet dat Jesus Christus ons Here is. Dat ons sal staande bly, al gaan dit hoe moeilik in die wêreld. Dat wanneer die wêreld en jou mense rondom jou 'n kompromie aangaan, dat jy konstant sal bly. Dat as die kultuur jou spot, dat jy sal vashou aan Christus. Dat wanneer die vyand jou aanval, dat jy sterk sal staan. Ons gaan getrou volhard, omdat ons weet dat dit wat ons glo, die waarheid is. Julle weet dat wat so hartseer is dat dit wat eens die waarheid was, word nou gespot deur die wêreld. Dit wat eens verkeerd was, word nou geprys. Alles wat ons geleer het in die woord van God, word teengestaan deur iets wat in hierdie wêreld is. Weet julle dat hulle nou in Kanada 'n wet ingebring het, dat as jy die Bybel aanhaal, enige iets daarvan, kan jy vir haatspraak aangekla word. Dit is die realiteit waarin ons leef. Dink aan jou eie wêreld waarin jy leef. Hoe mense minagting het vir die woord van God. Hoe mense leef, want dit is hulle eie lewe. Dit is hulle eie waarheid, dit is hulle eie begeertes, dit is hulle eie behoeftes. En dit gaan alles teen die woord van God. Maar ons as gelowiges moet 'n keuse maak. Dat as jy sê dat jy 'n kind van God is, dat jy sal volhard. Dat wanneer die wêreld teen jou kom, dat jy sal bly staan en sal glo dit wat die woord van God vir jou sê, dat dit die waarheid is, want dit is hoekom Paulus sê in Efesiërs hoofstuk 6, hy sê, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy kan staande bly, wanneer die vyand vir jou kom, want hy kom vir jou. Sodra jy opstaan vir Christus, kan jy weet, dat die teenkanting sal kom. En daarom sê hy, jy sit die helm op, want die helm is jou verlossing. Jy trek die borsplaat aan, want dit is jou vryspraak. Christus het jou vrygemaak op grond van wat hy gedoen het, en nie op grond van wat ek gedoen het nie. Jy vat die skild van geloof, jy sit die gordel van waarheid aan, om vir mense tydig en ontydig te vertel, wat die waarheid is, ongeag hoe hulle voel. Maar ons wil tog asseblief om Vader se naam net nie iemand offend nie. Offense is taken, not given. Okay? So as jy offended voel vry om dit te vat. Maar dat ons die woord van God sal verkondig, dat ons vir mense die waarheid sal vertel, dat ons sal veg met die swaard wat die woord van God is, want die woord van God breek mense se lewens oop, dit breek mure af, dit bring mense tot die lig vanuit die duisternis, dis wat die woord vir ons sê, dat Christus het ons gebring van 'n plek van verlorenheid en van duisternis in die teenwoordigheid van God in die lig van sy koninkryk.
En dat ons 'n paar lekker takke sal aantrek. Want dit is die bereidheid om die evangelie te verkondig. Dat ons vir mense sal vertel van wat Christus in ons lewe vir ons gedoen het. Die goeie nuus is dit, dat wanneer die druk die meeste is, dan is God die naaste. En ek weet, daar is waarskynlik mense hier, wie se huwelik onder geweldige druk is. Wat geweldige finansiële druk ervaar. Wat druk in jou besigheid ervaar. En ek wil vir jou sê, dat as jy 'n kind van God is, binne daardie omstandighede, is God die naaste. Dat jy kan weet dat God die een is, wat vir jou omgee. Dat as daar druk op jou verhoudings is, en as daar druk op jou by die werk is, God is by jou. Hy sê vir ons, ek sal jou nooit verlaat nie, ek sal jou nooit alleen los nie. Dit is 'n belofte, wat God vir sy kinders maak. Maar ons voeter in 'n rigting in, want ons wil dit self oplos. Terwyl God vir ons sê, bring jou laste na my toe, bring dit wat so swaar druk, bring dit na my toe. Dat God vir ons daardie vrede sal gee. So hier is die huiswerk vir die week. Okay, verlede week het julle 4 vrae gekry. Sorry, hierdie week weer 4. Alright? Die eerste een is, waar roep God my om my geloof te deel, al gaan dit my iets kos? Waar in jou lewe, is dit by die werk, is dit in jou gesin, is dit in jou familie? Waar gaan ons getuig dat ons in God glo, al gaan dit ons dalk iets kos? Wanneer is dit vir my belangriker om mense tevrede te stel as God? En as jy 'n paar golftoer gaan, okay, gelukkig, julle weet nie waarvan ek praat nie. Okay? Maar daai trips, daai manne trips, nê? Gaan ons daar staan vir God? Of gaan ons maar saam, nê? As die ouens gaan liggies kyk, dis wat hulle sê, hulle gaan liggies kyk. Bly ons by die huis, of doen ons eerder dit wat God vir ons sê ons moet doen? Wie hou ek op 'n afstand terwyl die Here my roep om hulle lief te hê? Wie is daardie mense in jou lewe waarvan jy regtig nie hou nie, maar God sê ons moet hulle lief hê? Okay, want God sê nie vir ons moet van alle mense hou nie, hy sê ons moet hulle lief hê. So wie is daardie mense in ons lewens? En watter toets gebruik God om my geloof sterker te maak? Waar in jou lewe is die Here besig om jou te toets, om jou geloof sterker te maak? Ons weet nie wat is die tyd of die uur wanneer Christus kom nie. Ons weet hy kom. Maar hoe leef ons as gemeente? Wanneer ons besef dat die prys op mense se lewens die hoogste is. Is ons bereid as kerk, as gemeente, as deel van die liggaam van God, om vrymoedig te wees, om opreg te leef, om innig lief te hê en om te volhard? Want in die laaste dae gaan dit al hoe moeiliker word. Paulus eindig met hierdie gedeelte, dan sê hy, dis 'n gebed wat hy bid vir hierdie gemeente. Hy sê, en mag die Here julle liefde vir mekaar en vir alle mense laat groei en oorvloedig maak, net soos ons liefde vir julle. So sal hy julle innerlik sterk maak, dat julle onberispelik en heilig voor God ons Vader sal staan, wanneer ons Here Jesus Christus kom. Ons kan hierdie goed nie uit ons eie uit doen nie. Ons kan die vrymoedigheid en die opregtheid en die innige liefde en die volharding nie uit onsself uit doen nie. Ons kan dit net doen deur die krag van die Heilige Gees. En daarom hierdie gebed, dat julle as gemeente sal besef dat die tyd waarin ons leef is nie 'n tyd om doekies om te draai nie. Dit is nie 'n tyd om mense nie te offend nie. Ek sê nou nie loop en gaan soek moeilikheid nie. Okay, moet dit ook nou nie doen nie. Maar vertel vir mense die waarheid.
Vertel vir mense dat Christus is die enigste weg, die waarheid en die lewe. Daar is geen ander manier hoe ons by God uitkom nie. Geen. Alle paaie lei nie na Rome nie. Alle paaie lei nie na die hemel nie. Die enigste manier is om jou geloof in Christus te stel. So my uitnodiging vir jou vandag, as jy nog enigsins twyfel. Verlede week het ons gepraat daarvan, daar's nog steeds mense met een voet in die wêreld en een voet in die kerk. As jy nog enigsins twyfel, as jy nog nie 'n besluit geneem het nie, doen dit vandag. Jy weet nie wat môre gaan gebeur nie. Maandag toe ek by die werk kom, toe moes ek hoor dat een van die ouetjies wat vir ons gewerk het, verongeluk het. Hy is 27. Dit gebeur. Wanneer God voor jou staan vandag, besluit om hom te volg. Besluit om jou lewe vir Christus te gee. Doen dit vandag. Môre het jy dalk nie weer 'n geleentheid nie. Maak vandag daardie keuse. Here, ons dankie dat U ons roep om U kinders te wees, dat U deur die Heilige Gees ons lewens verander. Ons dankie Here dat U vir ons die vrymoedigheid gee om te kan praat, dat ons geroep word om opreg te lewe, dat ons mense innig sal lief hê en dat ons met volharding sal getrou leef volgens U woord. Ons dankie Here dat U vir ons 'n geleentheid gee vandag om 'n keuse te maak om Christus te volg. En ek wil bid Here God dat as daar enige iemand vanoggend is wat hierdie boodskap hoor, wat onseker is, Here, dat U deur U Gees hulle sal aanraak en hulle lewens verander. Dat hulle sal weet dat Jesus Christus die Here is. Ek dank U Here vir hierdie gemeente. Ek dank U Here dat ons by mekaar kan kom, dat ons U kan loof en prys as ons Here. En bo alles dat ons kan weet, Here God, dat U ons liefhet. Ek bid dit in naam van Jesus, ons Here. Amen.